Hallo almal, baie welkom by vandag se boodskap en by die kanaal ook. As jy hou van die boodskap, asseblief share dit met iemand, deel dit met iemand wat dit moet hoor. En vandag se boodskap gaan ons 'n bietjie gesels oor die plek Gilgal. En dalk klink dit vreemd vir jou en ons gaan nou kyk uit Josua uit wat dit daar vir ons vertel, maar hierdie plek was 'n indrukwekkende plek, 'n belangrike plek in die Ou Testament en ons gaan dit deurbring na jou en my persoonlik vandag. En so ons gaan nie net kyk na die plek nie, maar wat beteken dit vir jou en my wat in 2025 leef, wat vandag dit nodig het, en so mag dit ook jou seën dan vandag. Nou, kom ons gaan oor na Josua 5 toe, en ons gaan die gedeelte saam lees, en dan gaan ek hierdie gedeelte of die Gilgal plek vir julle half opsom, wat dit als beteken het, en dan gaan ons oor na jou en my toe. Nou kom ons lees saam uit Josua 5 vanaf vers 2 tot en met vers 9. Nou hoor mooi, dit sê die besnydenis by Gilgal. In die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou klipmesse en besny die Israeliete. Daar moet weer 'n besnydenis wees en Josua het toe vir hom klipmesse gemaak en hy die Israeliete besny. En die plek is genoem die heuwel van die besnydenis. Die rede waarom Josua die besnydenis moes uitvoer, is die volgende. Die hele volk wat uit Egipte getrek het, die mans en al die weerbare manne, is op pad in die woestyn dood met die uittog uit Egipte. En al die mense wat destyds getrek het, was besny, maar die mense wat in die woestyn onderweg gebore is tydens die uittog uit Egipte, was nie een besny nie. En die Israeliete het 40 jaar lank in die woestyn rondgetrek, totdat die hele nasie uitgesterf het. En dit wil sê, die weerbare manne wat uit Egipte getrek het en ongehoorsaam was aan die opdrag van die Here, hy het destyds 'n eed afgelê dat hulle nie die land sou sien wat hy met eed aan hulle voorvaders beloof het om aan hulle te gee nie. 'n Land wat oorloop met melk en honing. En hy het daardie mense se kinders in hulle plek gestel en vir hulle het Josua besny, want hulle was nog nie besny nie en hulle is nie langs die pad besny nie. En nadat die hele nasie klaar besny is, het hulle eers in die kamp gebly totdat hulle gesond was. En die Here het vir Josua gesê, vandag het ek julle bevry van die smaad wat van Egipte af op julle gerus het. Josua het die plek toe Gilgal genoem. En dit is vandag nog die naam. Nou wanneer ons kyk na die naam Gilgal, dan sal die Bybel vir jou sê, dit praat van ek het bevry, maar wanneer ons gaan die oorspronklike Hebreëse naam toe, dan beteken dit eintlik wegrol of afrol. So met ander woorde, God kom sê eintlik met hierdie plek Gilgal, dat is die plek waar ek die vloek en die sonde van my volk wat op julle gerus het, afrol. Ek rol dit af, ek rol dit weg, en julle is dan as te ware my nuwe volk, wat dan ook in die beloofde land in sal beweeg. Nou kom ons staan net gou stil by die plek Gilgal, en ek wil so 'n paar goed noem rondom die belangrikheid van hierdie plek, en wat hierdie plek eintlik vir ons beteken het, in daai tyd nou vir die Ou Testamentse mense, en dan ook wat dit vir ons vandag beteken. Nou nommer 1, het ek hier gesê, dat Gilgal is die plek waar God die verlede afrol. Weer soos ek nou net gesê, dis die letterlike betekenis van hierdie woord, en hier sien ons dat God kom maak 'n einde van Israel se verlede, hierdie slawerny, en dit waartoe hulle is in Egipte, en hy kom sê, luister, ons begin nie. Daar was julle verlede, daar was julle slawe, en ek kom rol dit van julle af. Ek kom begin iets niets met julle. Nommer 2, het ek hier gesê, dis 'n plek van verbond en herstel. Met ander woorde, God kom sê hierso vir hulle, luister vir Josua, kom en besny die volk. Dis nodig, want dit was die verbondsteken in die Ou Testament, dat ons deel is van God se volk. En so is dit belangrik dat God kom sê hierso vir Josua, luister, besny die volk as teken dat ek sluit weer 'n verbond met hulle. Die ouens, die Israeliete wat in die woestyn was, het God nie geglo toe hy gesê het, ek gee die land vir julle nie, behalwe Josua en Caleb. Daarom het hulle bly lewe, maar die res van die volk het eintlik uitgesterf, en daarom kom sê God, luister, ek sluit nou 'n nuwe verbond weer.
En dit gaan seer wees, maar dit is dan die teken. Nommer 3 het ek hier gesê, Gilgal is die plek van voorbereiding vir oorwinning. En so is dit belangrik dat ons sal besef, dis net na die Jordaan, kom hulle by Gilgal uit, en Gilgal is dan net voor hulle Jericho sou inneem, net voordat hulle oorwinning sou bereik en kry oor Jericho, is Gilgal die plek waar God dan kom, en hy berei hulle voor, en dan sien ons, hulle oorwin Jericho daarna. Nou vierdens het ek hier gesê, Gilgal is die plek van oorgang, en ook nuwe roeping. Belangrik, dat wanneer ons kyk na Elisa en Elia, en ons gaan nou ook kyk na die skrifgedeeltes daar, dan sien ons dat dit is waar hulle begin. Voordat Elia sy mantel oorgee aan Elisa, en hom 'n dubbele porsie gee van daai salwing, dan sien ons dat hulle begin by Gilgal. En so is dit belangrik, dat dit is ook 'n plek van oorgang, en 'n nuwe roeping. Julle kan inteendeel 2 Konings 2 vers 1 dit dan ook gaan lees. Ons gaan nie vandag te veel stil staan by dit nie, want ek wil graag uitkom by wat dit vir jou en my ook beteken. Nou, verder, nommer 5 het ek hier gesê, Gilgal is ook 'n plek van ontmoeting en opdrag. Hoekom sê ek so? Want belangrik dat dit is ook dieselfde plek, Gilgal, die plek waar Samuel vir Saul as koning salf. Dis ongelukkig ook dieselfde plek waar Samuel dan ook vir Saul vermaan en sê jy teen die Here gesondig toe hy nie wou wag vir Samuel om die offer te bring nie en hy dit in sy eie hande geneem het en dan kom Saul en hy bring eintlik 'n vloek oor homself en Samuel kom sê vir hom luister, God is nie tevrede met dit wat jy gedoen het nie. En dit gebeur dan ook by hierdie plek Gilgal. En dan laastens sien ons is Gilgal ook 'n plek van waarskuwing. Nou dit het 'n plek van afvalligheid geraak. So hartseer eintlik dat hierdie plek wat God gebruik as voorbereiding vir oorwinning, waar hy sê luister ek vat hierdie smaad van julle af weg, ek rol hierdie sondes en die verlede van julle af weg. Dis 'n plek van nuwe beginne, is dit ook later 'n plek van afvalligheid. En ons sien dit dan ook in Hosea 4 vers 15 waar God dan selfs ouens waarsku om te sê moenie na Gilgal toe gaan nie. Dit het 'n plek geraak waar daar dalk nog tradisies is, waar daar seker godsdienstige goed gedoen word, maar die mense is besig met afgoderry en hulle harte is ver van my af. En so sien ons dat Gilgal, wat 'n plek was waar daar salwing, heiligheid was, 'n plek van nuwe beginne was, het dit eintlik later 'n plek van afvalligheid geraak. En julle kan dan ook dit gaan lees in Hosea 4 vers 15. En so sien ons dat in die Ou Testament dat Gilgal eintlik 'n baie belangrike plek is. God gebruik hierdie plek gedurig vir sekere dinge. En dis belangrik vir jou en my om hierdie selfde punte vandag raak te sien in ons lewe. En daarmee wil ek direk oorgaan na jou en my toe. Ek wil nie vandag eintlik te lank stilgestaan het met die Ou Testament nie. Julle kan daai verse deurgaan en by Gilgal gaan stil staan en dit bietjie 'n opsomming maak, want dit is 'n belangrike plek in die Ou Testament. Maar so wil ek kom na ons toe ook vandag. Dat God kom sê vir ons deur Jesus Christus wat aan die kruis gesterwe het. Luister, ek kom ook soos Gilgal in daai plek, kom ek vandag deur Jesus Christus en ek kom rol julle sondes weg. Ek kom vat dit van julle af weg. En hierdie woord is eintlik 'n profetiese woord vandag in die sin van God het vir my hierdie boodskap gegee om dit met julle te deel, spesifiek met mense daar buite wat in 'n plek sit en hulle is toegegooi met skuldgevoelens. Hulle voel, Here, ons kan nie verder nie. Ons kan nie dit doen wat U vir ons wil gee nie. Ons kan nie die Jerigo's in ons lewe oorkom nie, want jy sit nog met daai skuldgevoelens. Luister, vir Israel om Jerigo moes te oorgevat het en te gaan oorwin het, moes hulle 'n nuwe mentaliteit hê. Hulle moes besef, hulle is nie meer slawe nie, maar hulle is God se kinders. En so is dit belangrik vir jou en my dat ek en jy kan nie vanuit die wêreld, en ons het dalk foute gemaak in die verlede. Maar God kom as kind van God en hy maak jou skoon. Hy was jou rein. En daarom moet jy met 'n nuwe mentaliteit begin beweeg om te sê, maar ek is kind van God. My verlede tel nie meer teen my nie. God het my regverdig gemaak.
Hy het my sondes vergewe. Want anders dan gaan ek en jy nie in ons Jerigo's vorentoe oorwinning behaal nie. Want ons kan nie met 'n slawe mentaliteit oorlog voer nie. Ons moet gaan as 'n soldaat. En ek wil graag vir julle lees wat staan daar in 1 Johannes 1 vers 9. Hoor mooi wat sê 1 Johannes 1 vers 9. Dit sê, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig en hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. En so belangrik vandag, vir jou wat na hierdie video kyk en jy's 'n kind van God, maar jy struggle, jy sukkel nog met verlede sondes, daar's seker goed wat jy nog pla, jy voel jy kan nie vorentoe beweeg met God nie, jy kan nie in die bediening dalk wees nie, jy kan nie goeders doen vir die Here nie, want daar is goed wat jy in die verlede gedoen het, wat verkeerd was, en daai skuldgevoelens byt jou nog. Dan wil ek vandag vir jou kom sê, soos met Gilgal, kom sê die Here Jesus vandag vir jou, luister, ek rol jou sondes weg. Kom en bely dit en maak klaar daarmee. Want ek wil jou gebruik. Ek wil hê jy moet impak maak. En jy kan nie impak maak as jy nog steeds 'n slawe mentaliteit het nie. Jy kan nie impak maak as jy nog steeds so vol skuldgevoelens is en jy voel jy kan nie vir God iets doen nie, want jy's onregverdig, jy's 'n sondaar, jy's sleg, jy's dit. Nee, God kom reinig ons. Ons het dit nie verdien nie, maar hy kom reinig ons van alle ongeregtigheid en hy vergewe ons sondes. Hy kom vergewe ons verledes wanneer ons in hom is. Nommer 2 het ek hier ook gesê, soos met Gilgal, is dit 'n plek van waar God jou verlede afrol, maar dan ook is dit 'n plek van verbond en herstel. Belangrik. Wanneer ons in Jesus Christus is, dan kom sê hy, luister, jy is nou my kind. Daar's 'n nuwe verbond. Ek en jy is een en daarom kan ek jou seën, daarom kan ek jou gebruik. En so is dit belangrik vir jou en my om 'n nuwe denkpatroon te hê rondom wie ons is in Christus. En so God kom herstel ons identiteit in hom. En ek wil hê julle moet saam met my gaan na Romeine 12 toe. Romeine 12, so belangrik, eintlik wat ek nou net ook gesê het by die verlede afrol, is dit sê die volgende: julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Luister, wanneer ons in Jesus Christus is, dan kom vra hy, luister, ons moet anders begin dink. Want hoe ons gaan dink, gaan ons ook wees, gaan ons ook praat, gaan ons ook ons lewe daar buite uitleef. En so is dit belangrik vir jou en my om te besef, ons het 'n nuwe identiteit. God kom rol ons sondes van ons af. Hy kom vergewe dit, hy kom maak ons regverdig deur Jesus Christus se bloed. En dan tweedens, dan kom sê hy, luister, nou moet jou denkpatrone begin verander. Moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar ek wil deur jou begin werk. En hoe dit gaan gebeur is, jy moet begin dink soos Jesus Christus sou dink. Jy moet sy woord oordink, jy moet op dit mediteer, en vanuit dit sal jy in jou identiteit ook begin leef. En so is dit belangrik vir jou en my vandag, soos met Gilgal, dat ons sal besef wie ons is in Christus en vanuit daai identiteit begin leef. As ons wil oorwinning hê en dit wat God wil hê ons moet vorentoe bereik, gaan ons besef ons is nie meer slawe nie. Ons is kinders van God. En nommer 2, ons denkpatrone moet verander om te weet wie ons is in Christus konstant, sodat ons oorwinning kan beleef. Nou derdens het ek hier gesê, Gilgal is 'n plek van voorbereiding vir oorwinning. En daarom is dit belangrik ook, ek het hier gesê, miskien wil God vandag ook seker goed in jou hart kom besny. Dalk wil God seker goed kom afbreek, soos trots, of wat ook al het mag wees, verlede sondes, om te sê, luister, ek wil iets nuuts kom doen. En is belangrik dat ek jou voorberei vir dit waarvoor ek jou stuur. En soos daai voorbereiding van slaaf na soldaat toe moes oorgeplaas word, toe Joshua met die ouens daar is in Gilgal, so is God besig om jou en my gereeld te verander, om meer soos Jesus Christus te lyk, en om oorwinning te behaal oor sondes. En so gaan ons saam na Jakobus 1 toe. Ek wil hê julle moet saam met my soontoe gaan, Jakobus 1, en ons gaan daar vers 3 tot en met vers 5 lees. Hoor mooi wat sê dit hierso. Dit sê, my broers, julle moet baie bly wees, wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het,
stel dit julle in staat om te volhard, en die volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. En so Gilgal is nie net noodwendig 'n lekker plek nie. Hulle word besny, dis seer. Dit sê daar, hulle moes daar bly totdat hulle gesond geword het. En God is besig om dalk jou lewe bietjie te besny. God het jou dalk in 'n plek waar jy voel, Here, hoe lank nog? Waar jy bietjie lyding deurgaan, waar jy sekere toetse moet deurstaan. En God wil vandag vir jou kom sê, luister, ek is besig om jou te besny. Ek is besig om jou voor te berei vir die oorwinning, vir waar ek jou wil plaas, vir die mense wat jy moet bereik. En daarom moet ek en jy toelaat dat God ons besny en dat die genesing wat hy wil kom herstel en wil plaas laat vind, toegelaat word. Dat God kom genees, dat God kom bevry, dat God kom besny. Vir jou en my is dit belangrik dat ons hom sal toelaat om dit te doen. Hy is nie besig om jou net te straf nie, hy is besig om jou voor te berei vir groter dinge. Nou vierdens, het ons hier gesê, Gilgal is die plek van oorgang en nuwe roeping. Weereens, vanuit hierdie besnydenis, vanuit God wat kom sê, luister, ek vergewe jou, wil hy jou in iets niets in plaas. Kyk, hierdie voorbereiding by Gilgal was nie net 'n voorbereiding vir niks nie. Die volgende stap was, hulle gaan Jerigo inneem. Hulle gaan 'n nuwe stad oorvat. En saam met die stad wat hulle oorvat, kry hulle ook die byt, die vee, die goud, die silwer, wat ook al dit mag wees. Daar's seëning in hierdie oorwinning. En so God wil ons seën, maar is belangrik dat hy ons voorberei. En verder, soos ek hier gesê het, maak hy ons gereed vir meer. En ons moet besef dat ons het ook 'n roeping in Jesus Christus. Nou ek wil hê, julle moet saam met my gaan na 1 Petrus toe, 1 Petrus 2, en ons gaan dit graag lees, 1 Petrus 2, vanaf vers 9 en 10. Hoor mooi wat sê dit hier. Dit sê, julle is daarenteen 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, en die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het, na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Weereens, besef dat God wil ons in 'n roeping invat. Maar ons moet weer eens besef dat ons is 'n uitverkore volk, ons is 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. En dis waarmee God besig is. In hierdie voorbereidingsseisoen is hy besig om jou af te sonder, want jy het 'n roeping. Jy het daai koninklike priesterdom wat jy moet gaan uitleef en 'n verskil maak waar jy beweeg. En so mag jy vandag weer eens besef wie jy is in Christus, en mag hy deur jou daai verlossingsdade gaan laat verkondig. Mag mense die lig en die sout in jou lewe sien. En so moenie hierdie voorbereiding tydperk minag nie. God is besig met werk en mag ons hom toelaat. Ook in 2 Korintiërs 5 vers 17 sê dit vir ons dat almal wat in Christus is 'n nuwe skepsel, is 'n nuwe mens. Besef vandag, die verlede is verby. Jy's 'n nuwe mens en God het 'n roeping, hy het 'n doel hoekom jy hier is, en mag jy daai doel en daai roeping gaan uitleef vir Jesus Christus. Nou feitens het ons gesê dat Gilgal is 'n plek van ontmoeting en opdrag. Nou hoor mooi, in Johannes 14 sien ons 'n belofte wat God kom gee vir hulle wat hom gehoorsaam. Johannes 14 vers 21, hoor mooi wat sê Johannes 14 vers 21. Dit sê, wie my opdragte uitvoer, en dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom ook lief hê, en my aan hom openbaar. Net soos God aan Samuel en Saul geopenbaar het, luister Saul, jy is die gesalfde van die Here, jy is koning. So kom sê God, luister, vir elkeen wat hom gehoorsaam, sal ek myself aan hom openbaar. En so mag ek en jy ook deur hierdie voorbereiding en besef ons het 'n roeping, God beginne gehoorsaam. Mag ons sy opdragte uitvoer, en soos ons te doen, gaan hy ons lei, gaan hy homself aan ons openbaar, gaan hy vir ons wys wat's volgende,
Hy is 'n God van baie beloftes en hy sê vir ons, luister, wanneer ons hom gehoorsaam, sal hy homself aan ons openbaar. Ek wil amper die voorbeeld weer gebruik met Josua, toe hy gehoorsaam is om die stad te loop in plaas van om die stad net aan te val met wapens. Toe kom God en hy openbaar sy almag. Die mure val in mekaar, stort in mekaar en hulle vat die stad oor. Wanneer ons God se opdragte uitvoer, sal jy sien wat God in jou lewe kom doen. Sal hy daai mure breek van sondes, van wat ook al dit mag wees, bindings, en hy sal dinge kom verander. So mag ons toelaat dat God homself aan ons openbaar, maar mag ons gehoorsaam wees eers om sy wil uit te voer. En dan laastens, 'n belangrike enetjie, dat is ook 'n plek van waarskuwing. Nou, Gilgal is hierdie plek van waarskuwing, want soos God Gilgal gebruik het as die voorbereiding, as die gedeelte waar hy mense kom roep het dit ook 'n plek geraak van seëning. Soos hulle oorwinning behaal het God hulle geseën, soos ek nou gesê het, met die byt, met die vee, met die goud, met die silwer, wat ook al dit mag wees, en so het Israel ook 'n sterk volk geraak, meer begin inkry, ensovoorts, maar ongelukkig het dit gemaak dat hulle in 'n comfort zone begin inbeweeg het, en God vergeet het. En hierby wil ek kom sê vandag, soos God die Gilgal gebruik, as voorbereiding, as seën, het dit ook 'n plek geraak vir hulle, wat in hulle self begin vertroue vind het, hoogmoedig geraak het, en gedink het, yes, ons het dit bereik, het God gesê, nou het dit 'n plek van afvalligheid geraak, en ek wil nie meer met julle iets te doen hê nie. En so is dit belangrik vir jou en my, wanneer ons God gaan toelaat, om daai besnydenis te doen, ons voor te berei, en selfs ons in ons roeping in te vat, en ons begin die seëninge te sien, moet ons baie versigtig wees, dat hierdie plek waar God begin het, hierdie moeilike plek dalk, hierdie tawe plek dalk, waar ons gesukkel het aan die begin, maar nou seën God ons in hierdie plek, omdat ons gehoorsaam was, dat dit nie 'n plek raak, waar dit 'n afvalligheid raak nie, waar ons begin weer wêrelds dink, wêreldse gedoen, omdat ons in 'n comfort is, en omdat God ons seën nie, waar ons dalk begin 'n selfvertroue kry, en sê, maar ons het dit gedoen, ons het dit bereik, en hoogmoedig raak in onsself. Mag ons nie daar kom nie, mag ons nederig bly, mag ons die Here gehoorsaam nog steeds, mag ons hom dien, wanneer hy ons seën, wanneer hy ons oorvloed gee, mag ons dit ook uitleef na ander toe, saai waar ons kan, omgee waar ons kan, en dit nie net vir ons selfsugtige redes hou nie. En daarmee wil ek afsluit in 2 Timoteus 3 vers 5. 2 Timoteus 3 vers 5. Hoor wat sê dit hier? Dit sê, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. En dan sê dit ook, bly weg van sulke mense af. So belangrik, soos met die Israeliete, het hulle nog die tradisies gehou, wat God voorgestel het, al die dinge het hulle nog gedoen, maar hulle harte was ver van God af. Hulle het hoogmoedig geraak, selfsugtig geraak, afgoderry beginne doen, ensovoorts. En so is dit belangrik vir jou en my, dat ons nie net sal bly by die tradisies nie, maar dat ek en jy 'n lewende verhouding met Jesus Christus sal hê. Dat ons hom nog sal dien deur die tawwe tye, maar ook wanneer hy ons seën. En juis wanneer hy ons seën, dat ons dit nie net vir onsself sal hou nie, maar dat ons dit sal uitleef, sy goedheid, sy guns, sodat ander ook kan sien en proe, die Here is goed. En so mag vandag Gilgal, die plek Gilgal in die Ou Testament vir jou 'n nuwe betekenis hê. En mag hierdie proses en hierdie verskillende aspekte van Gilgal ook in jou lewe 'n rol speel. Mag jy besef dat God vergewe jou verlede. Mag jy besef dat God berei jou voor vir groter dinge. Mag jy 'n nuwe identiteit kry in Christus en besef wie jy is in hom. En mag jy dit uitleef na buite toe. En mag dit nie 'n plek raak waar jy vir versoekings val en waar jy afvallig raak nie, maar mag dit 'n plek wees waar soos God jou seën, dat jy 'n seëning sal wees vir soveel daar buite in Jesus se naam. So kom ons bid saam en ek gaan bid dat die Here jou sal bless, waar ook al jy jouself mag bevind in al hierdie verskillende punte wat ek genoem het vandag. Mag jy die Here vertrou en weet die Here is besig met 'n proses. So Vader, ons kom bid vir elkeen vandag, of hulle by 'n plek is waar hulle vandag hulle sondes moet bely, waar hulle dalk vandag op 'n plek is waar hulle Here voel maar hulle kan nie vorentoe nie, waar hulle dalk op 'n plek is Here waar hulle onseker is oor hulle identiteit, of Here waar hulle in hulle roeping is en U seën hulle. Here, waar ook hulle self mag bevind vandag, mag hulle in U bly.
mag hulle, Here, kom bely, mag hulle nederig wees voor U, en Here, dat hulle sal weet, U is besig met 'n proses, en U is besig om hulle uit te vat in hulle roeping in, en U sal seën, U sal hulle laat die heuning en die melk proe, in Jesus se naam. Vader, ek bid net dat ons op U sal vertrou, dat ons nie net in onsself sal, Here, begin vol trots raak, of hoogmoedig raak nie, maar dat ons sal weet, Here, U is die ene wat seën, en alles is uit genade uit. En so Vader, mag ons aanhou om U te dien, mag ons vandag weet wie ons is in Christus, mag ons weet, Here, U roep ons vir groter dinge, en ja, Here, mag ons weet, U het ons geroep om impak te maak. Ons is nie slawe nie, maar ons is seuns en dogters van die almagtige God van hemel en aarde. So Vader, seën elkeen, beskerm hulle en lei hulle, en mag hulle, Here, net doen wat U vra. Mag hulle gehoorsaam bly in Jesus Christus se naam, en elke seëning dan ook uitleef na buite toe. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê, en mag julle gehoorsaam bly aan die Here, sodat hy jou seën, en jy daai seëning kan uitleef na ander. Blessings vir julle.